Ja, die naam bo elke naam. Jesus, ons Christus. Jesus, ons verlosser. Jesus, die een wat terugkom vir ons. Here, ons staan vanmôre in U teenwoordigheid, omdat U vir ons toelaat om hier te wees. Heilige Gees, dankie dat U kom moeite maak met ons vanmôre. Dat U met ons kom praat. Here, dankie dat U net joy terugbring in ons. Dat ons kan weet, ons dien die enigste ware God. Die God wat sy woord vir ons gegee het. Sy woord wat lewend geword het. Sy woord wat ons vrygekoop het. Dat ons kan instap in die plekke wat vir ons voorberei is. Die plek saam met U eendag, 'n ewigheid in U teenwoordigheid. Here, ons kom net vandag en ons sê, hier is ons. Doen U vanoggend met ons wat U dink gedoen moet word, om ons harte te draai, ons gedagtes te draai, om ons lewens te draai. Kom Heilige Gees, kom bedien U ons. Amen. Ek groet julle almal. Die wat ek nie gegroet het nog nie, jy is gegroet. Ek gaan vanmôre soms so 'n bietjie weer praat oor van die goeders oor die Heilige Gees. En is baie moeilik om, as jy 'n onderwerp het wat jy wil praat oor die Heilige Gees, oor spesifieke goed wat oopbreek. En jy weet, dis eintlik 'n topik wat ons die hele dag moet oor praat. Dis 'n topik wat ons hele lewe oor lank moet praat. So ek gaan 'n paar goedjies met jou deel vanmôre. En ek hoop dit help jou ook om dit wat die Heilige Gees met jou doen elke dag, dat jy dit op 'n beter manier kan verstaan. Want ek wil spesifiek na aanleiding van goed wat in die wêreld gebeur op die oomblik, goed wat in ons eie land gebeur, wat vir ons wys, as ons nou in menslike terme kan praat, hier kom moeilikheid vir ons gerus. Maar ek wil net vir julle sê, hierdie moeilikheid wat aankom, kan jy hierdie insien. Wat is staan? Die God, die Skepper God, die Verlosser God, die Helper God, staan by ons. Ek wil vanmôre sommer net 'n bietjie gesels, want daar's goed rondom die Heilige Gees wat ons vra. En as jy die teks lees, dan maak dit nie sin nie. Ek wil praat oor laster teen die Heilige Gees. En sommer 'n bietjie kyk, wat is dit om die Heilige Gees te bedroef? Ons het 'n paar sondae nou gepraat oor die Heilige Gees, hierdie is maar net aanvullend tot dit. En dit is 'n vraag wat baie gevra word. Weet, wat is hierdie laster teen die Heilige Gees? Want as jy nou gaan kyk na teks in die Bybel, jy kan nie regtig maar 'n lysie maak nie. As dit kom by om die Heilige Gees te bedroef, maak jy 'n lysie maak. Matteus 12. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en elke lastering kan die mens vergewe word, maar lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die volgende bedeling nie. Maar Markus 3, vers 28-29, ek verseker julle, elke sonde, ja selfs elke lastering wat mense uitspreek, sal hulle vergewe word, maar wie teen die Heilige Gees laster, sal tot in ewigheid nie vergifnis kry nie. So iemand sal vir altyd skuldig bly. En baie keer word hierdie teks gebruik om te manipuleer. Dan sê jy beter nou jy moet jou plek kry in die Heilige Gees, anders gaan jy moeilikheid kry. En 'n hele lys, ek het so 'n bietjie gaan Google. Ja, daar's mensgemaakte lyste wat vir jou sê wat is lastering teen die Heilige Gees. Maar as ons regtig wil kyk wat dit is, dan moet ons teruggaan na die oorspronklike taal toe.
Die Hebreëus is baie keer is daar woorde wat baie moeilik is om uit te spreek. En die Hebreëse woord hiervoor is nehatsa. En dit word vertaal met blasphemy, vernedering, minagting, vernietiging van eer. En dit is om die godheid van God te misken. Ek gaan soms so 'n paar voorbeelde noem. Ek gaan net nou praat oor wat is die goed wat die Heilige Gees bedroef. Maar kom ons kyk spesifiek nou, wat is hierdie goed? Hoe laster ek en jy teen die Heilige Gees? En jy weet, al die verklarings is die goedjies maar wat ek hier gelees het, is om die eer van God te skenk en alles. Maar Jesus sê hier 'n ding wat absoluut amper vir ons onverklaarbaar is. Jy kan maar laster teen Jesus. Dit sal julle vergewe word. Maar as julle laster teen die Heilige Gees, dan gaan dit julle nie vergewe word nie. Hierdie lastering, dit wys na 'n voortdurende ding. Dis nie maar wat is hierdie lekker stukkies hoender wat hulle sê, 'n oepsie. Dis nie iets wat sommer net in die loop van 'n sin gesê word nie. Dit is 'n doelbewuste teenkanting aan die werking van die Heilige Gees. As prins, moetswillig teenkant. Die Fariseërs, Jesus genees 'n persoon. En wat sê die Fariseërs? Sê jy doen dit onder die krag van Beelzebub. En as dit nie baie wat in ons kerke gebeur, weet daar's genesings wat plaasvind. En dit word afgewater dat dit een of ander gees is wat daar betrokke is, en hierdie persoon is nie onder die krag van die Heilige Gees nie. En dit word afgemaak, die werking, daai goddelike werking van die Heilige Gees word afgekraak. Jesus het ons gesê, ek stuur vir julle die Heilige Gees, hy sal julle lei in die waarheid. Die Heilige Gees is die een wat vir jou sê, hoor ek so, Ines, pas op, jy is nou 'n bietjie op die lys. Vir jou die goed uitwys. Dan kan ek nou sê, ag, nie vergeet het, ek gaan aan soos wat ek mag. Die Heilige Gees is hier om mense se harte te draai na Christus toe. As die Heilige Gees nie vandag hier was nie, kon niemand tot bekering gekom het nie. Jy het die Heilige Gees werking nodig vir 'n bekeringsproses. Jy het die Heilige Gees nodig om te groei. En dis alles goed wat Jesus gesê, die Vader stuur vir julle die belofte. Hy stuur vir julle belofte, dis 'n belofte van God, en dis 'n geskenk van God. En wat maak die mens? Daar selfs mense in die kerke, wat maak hulle daarmee? Hulle skuif dit een kant toe. Hierdie persent is nie vir my nie. Hy is nie vir my nie. En as die Here na jou te kom met 'n geskenk, dan beteken dit, ek gee vir jou hierdie om dit te gebruik. Ek het altyd sjokolade by my, maar my sjokolade voorraad is weggevat van my af. So ek kon nie vanmôre eers een uitdeel nie. Maar as jy daai swerk chocolates gaan koop by die winkel, wat moet jy maak daarmee? Jy moet dit tog eers oopmaak. Jy moet daai papier afhaal van daai chocolates af, dan eet jy daai chocolates en dit is lekker. En dis dieselfde met die Heilige Gees. Jy moet 'n geskenk oopmaak. As jy nie 'n geskenk oopmaak nie, gaan jy nie dit beleef wat God wil hê jy moet beleef nie. Maar dan kom die wêreld en hulle sê nee, daai is nie. Jy sien, maar dit is ook baie keer so dat daar agtergekom word, hierdie spesifieke chocolate nou moet onttrek word van die rakke af, want daar's goed in wat nie daar is nie. En dis wat die duiwel kom doen. Dis wat Satan doen. Hy kom sê vir ons, hoorie, pas op tog nou net, want dit waarmee julle hier besig is,
is gecontamineer met allerlei nonsens. Dis wat ons hoor, dis waarvan ons uit party kerke uitgepreek word. Jesus word beskuldig dat hy 'n vreemde gees in hom het. Maar Jesus is die gees. Jesus is die seun van God. Jesus het gekom om te genees. Dit is sy werk. Kom ons kyk 'n bietjie praktiese goed. Nou ek wil vanmôre, ek gaan seker nou baie tone trap, maar kom ons praat gou oor evolusie. Wat sê die woord vir ons? Ons God, wat ons dien, het alles geskep. 6 dae het hy alles geskep. Hy het die see gemaak, hy het die berge gemaak, hy het die lug gemaak, hy het die plante gemaak, hy het ons gemaak. 'n goddelike beweging wat begin het in die skepping. Nou kom evolusie. Nee, julle is verkeerd, daar is nie 'n God nie. Daar het sommer nie ewe skielike druppeltjie, weet jy wat nie, ontstaan. En die druppeltjie het nou voetjies gekry, en vinnetjies gekry, en begin swem, en later uit die water uitgeklim, en groot dinosourusse geword, en die ou apies het maar hulle ou goedjies ook in hulle gehad, en mooi groot geword, en hulle het uiteindelik 'n mens geword. Is dit die woord van God? Ek en jy is geskape na die beeld van hierdie God wat ons dien. En dit is die waarheid wat van die Heilige Gees afkom. Dan kom die wêreld en sê, sorry, hierdie Heilige Gees van julle praat nonsens. Want die goed het sommer net ontstaan. Jy sien, en dis die verskil tussen die werking van die Heilige Gees en die werking van die wêreld. Ons sê, ons staan onder heerskappy van ons God. Die wêreld sê, nie, ons staan onder ons eie heerskappy. Sien, ons is nou slim genoeg, want ons kom van 'n aap. As jy nou dink, jy is 'n aap, se agter kleinkind, laat dit so wees. Maar die evolusie, die leer, sê, hierdie God wat julle van praat, het nie die goed geskep nie. Met ander woorde, die godheid van God word totaal platgevee, uitgevee, uit die pad uitgevat. Want die wêreld sê, 'n druppeltjie niks het iets geword. My woord van God sê, uit niks uit het hy geskep. So ek sê nou vir jou, evolusie leer kan nie die waarheid wees nie. Dis iets wat eintlik as jy gaan fisies kyk daarna, is hierdie evolusie leer nog nie eers bewys dat dit so is nie. Dis 'n teorie. 'n Teorie is nie bewys nie. So die wêreld se siening dat God nie geskep het nie, dit is 'n laster teen die Heilige Gees. Want die Heilige Gees kom leer vir ons wat die waarheid is. Hy kom leer vir jou, daar is die woord van God. Leer dit, lees dit wat in die woord staan en leef dit uit. Hier in ons land, hierdie laaste week, 2 weke, snaakse goed gebeur. Maar Jesus het ons gesê, daar gaan 'n afvalligheid kom. Hy het ons gesê, gesop, julle gaan 'n bietjie pak slaag kry. Want hy het 'n uitspraak gemaak deur 'n regeringskomitee se voorsitter, wat sê, as iemand vir jou sê, hulle het met die Here gepraat, vat hulle na 'n psigiater toe. Die godheid van ons God word afgebreek, want hier kom mense wat in die wêreld leef, wat sangomas is, kom sê, jy kan nie met jou God praat nie, maar die kultuur kan met voorsate wat al dood is praat. Dis 'n laster teen die Heilige Gees. God het ons gemaak in sy beeld. Hy het ons gemaak om met hom te kan praat. Die Heilige Gees praat met ons.
So hoe kan ons dit afbreek? Want dit is laster. Jy kom breek God af met jou eie teorieë. Om die Heilige Gees te laster is om jou hart moedswillig hard te maak teen dit wat hy vir jou kom leer. Jou hart te maak teen die waarheid. En ons staan daarmee, verwerp dit, wat die Heilige Gees kom doen het. Die Heilige Gees kom om ons te help, om te repent, om 'n pad met die Here te begin. Soos, nee, daar is nonsens. Ek is my eie God, wat die wêreld sê. Die Heilige Gees is deel van God. Hy is hier om ons te help met bekering. Hy openbaar wie Jesus is. Hy openbaar wie God die Vader is en hy openbaar homself ook aan ons, wie hy is. Want hy wil vernuwing bring in ons. Die vyand wil nie hê daar moet vernuwing in ons wees nie. Die vyand wil nie hê ons moet hierdie goed glo nie. Die vyand wil hê dat ons sy aangeplakte waarheid moet kom aanvaar. Dis wat die wêreld doen. Die wêreld aanvaar die vyand van God se woord bo God se woord. 'n Groot ding wat platgevee word in die kerke, party kerke. Ons glo aan doping in die Heilige Gees, doping in die Heilige Gees. Ons glo daaraan dat die dag dat jy tot bekering kom, kry jy die inwonende Heilige Gees om met jou as individu te werk. Johannes Doper het gekom om oop te breek, het gekom om voor te berei vir Jesus. Voor te berei wat God se plan vir Jesus was en God se plan vir ons. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar by hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hier staan, hy sal julle doop. Dis nie 'n miskien nie. Dis iets wat hy kom sê, wat op daai stadium al aan hom bekend gemaak is deur die Heilige Gees. Nou, ek weet, daar's verskillende sieninge oor die werking van die Heilige Gees. Die enigste siening wat ek en jy kan aanvaar oor die werking van die Heilige Gees, is die waaragtige woord in die Bybel. Nie 'n interpretasie daarvan nie. Nie 'n menslike interpretasie daarvan nie. Die woord interpreteer homself. As Johannes sê, daar kom iemand na my, wat julle gaan doop met die Heilige Gees. Dan kom die iemand, die Jesus. En hy sê vir sy disippels, nadat hy op hulle blaas, en hulle die inwonende Heilige Gees ontvang, sê hy vir julle, wag, totdat julle gedoop is met die Heilige Gees. Want soos Johannes gesê. Hy verwys terug aan Johannes. Jesus is die een wat jou doop met die Heilige Gees. Jesus is daai een wat die chocolates se papier vat en dit oopbreek. Sy woord wat waar is. En hy gee die Heilige Gees sodat ek en jy God die Vader en vir Jesus kan verheerlik in dit wat ons glo en in dit wat ons uitleef. Glo jy dat daar sekere dele van die Bybel maar uitgelos moet word? Of glo jy dat van die begin tot die einde God se woord is? Want wat is reg gekry? As ons 'n klomp boeke in die Bybel uitgehaal op. As jy mooi gaan kyk, dan van die boeke wat uitgehaal is boeke wat eintlik vir ons vertel, wat hulle praat van die sogenaamde missing 400 jaar,
Daar's nie 400 jaar missing in die geskiedenis van ons mensdom nie. Die boeke wat uit die Bybel uitgehaal het dit bespreek. Maar God se woord kan nie weggevat word nie. Jesus het op 'n keer gesê, die klippe sal uitroep. Wat gebeur vandag? Daar's 'n weggaan van die woord van God af. Kerke maak toe, omdat mense nie meer glo nie. Wat gebeur nou? Gaan kyk net 'n bietjie, doen 'n bietjie navorsing oor hoeveel argeologiese opgrawings daar gedoen is, wat ewe skielik ontpop en die waarheid van God se woord bevestig. Die plekke, die goed wat gebeur het. Grond 20 meter in die grond in, dan kom hulle op 'n stad af. Daar's wind en goeders wat gemaak het, hulle bou stene op, as hulle 'n stad oorval, dan bou hulle sommer op hom. Maar as daar, en Jesus het gesê, as julle nie praat nie, sal die klippe dit. Jy sien dan wil ek kom met daai, wat ons die Heilige Gees bedroef. Want hy praat met ons. Hy gee inspraak in ons lewe. Hy herinner ons aan die instruksies van Jesus, die lering van Jesus. Kom tot bekering. Laat julle doop en laat julle leer. Dit is 'n goddelike instruksie van Jesus af. En die Heilige Gees herinner ons daaraan. As ons ons eie pad doen daarmee, dan maak ons die Heilige Gees veer. As hy vir jou sê, bid vir daai een, en jy bid nie vir daai een nie, dan bedroef jy hom. Want hy ken die storie agter die persoon. Hy weet hoekom dit so is. Ek en Marieta het nou in die week eendag, ons opstaan, ek het geweet, daar is iets anders. En ons het net gesê, Heilige Gees, dankie, dat ons vandag saam met U kan gaan. Wys vir ons waar moet ons ry. Wys vir ons waar moet ons gaan. Dit was 'n absolute, incredible, dis die enigste woord wat ek kan gebruik. Dit was 'n fantastiese dag gewees. Hy het ons by vreemde mense gebring wat ons kon bedien. Hy het ons goeders laat doen wat ons nie altyd doen nie. Dis wat hy vir ons wil doen. Dis wie hy is. Dis die een wat gekom het om vir ons te lei en met ons te praat. Nou word daar gesê, want jy kan nie die stem van die Here hoor nie. Gaan sien 'n psigiater. Weet jy, ek sien 'n psigiater. Ek sê dit openlik vir julle vanmôre. Sy naam is Jesus. En ek sien die ander psigiater ook. Sy naam is Heilige Gees. Hulle wat my help. Hulle wat my staan nou. Die waarheid. Glo jy die waarheid? Want as jy nie die waarheid glo nie, dan bedroef jy die Heilige Gees. As jy dinge doen teen sy wil, teen die Vader se wil, teen Jesus se wil, dan bedroef jy die Heilige Gees, want hy het juis gekom om jou vas te hou, om te sê, dit is wat die Vader se liefde in jou lewe is. Dit is wie Jesus se liefde in jou lewe is. Want ons het God, die Vader se liefde nodig. Ons het Jesus se liefde nodig. Ons het die leiding van die Heilige Gees nodig. Hy rus ons toe met krag. Hy gee vir ons krag om elke dag die dinge te doen wat ons moet doen. Dit help ons om mekaar te help. Wat is wat die Heilige Gees wil hê? Om mekaar te help. My minder te ag, as ek laas week daaroor gepraat, myself minder te ag as iemand anders daar. Daai persoon te help om op te staan, om by plek te kom waar die persoon moet wees. Wat is die verwagtinge wat ons uit die woord uit kan hê oor die doop met die Heilige Gees? Want ons praat baie daaroor en daar is honderde leringe geskryf oor doop met die Heilige Gees.
En daar's honderde lering geskryf teen die dooping met die Heilige Gees. Hoe kan jy met God se woord in jou hande staan en lees wat hy sê? Julle sal gedoop word met die Heilige Gees. Ja, maar dit was nou eintlik net vir die tyd van die apostels. Weet jy wat? Daar's geskrifte 200 jaar na Christus en daai Christene nog steeds net so die Heilige Gees toegelaat soos in die tyd van die apostels. Deur die geskiedenis. Daar's van die groot kerkvaders, en ek vat nie kerke aan vanmôre nie, gaan nie eers daai kerkvaders se naam noem nie, maar wat na die gemeentes toe geskryf het, na die reformatie, na die gemeentes toe geskryf het, en gesê, moenie die werking van die Heilige Gees stop nie. So ons moenie van mekaar sê, maar hierdie kerkgenootskappe is eintlik nie ouens wat die goeders oor die Heilige Gees het, maar hierdie volg 'n ander leer wat net kyk na Jesus. Ons het die hele Bybel is vir ons gegee vir lering en vir opbou. Want die dooping met die Heilige Gees is 'n feit wat Jesus kom sê, gaan wag. Ek sê julle doop met die Heilige Gees. Johannes het gesê, Jesus gaan julle kom doop met die Heilige Gees. Die dooping met die Heilige Gees. Daar's 'n gees wat ek en Marita praat altyd van die vrypostige gees. 'n Familiêre gees. Ek ken hom nie, want ek ken die Heilige Gees, maar die Heilige Gees wys my hierdie gees. Wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, dan is hierdie gees ook daar. En hy kom vir jou allerlei dinge probeer sê, wat klink asof dit die waarheid is. Dit klink of dit die waarheid is. Dooping met die Heilige Gees kan net gebeur uit die woord van God. Die autoriteit vir dooping met die Heilige Gees is God se woord. Nie sommer iets wat daar op die sideline gebeur nie. Hoe kom jy tot bekering? Jy repent en jy vra die Here om jou te vergewe en om in jou lewe in te kom. Jy doen dieselfde met die Heilige Gees, die dooping. Vra die Heilige Gees om jou te doop. Dis sy werk. Jesus se werk om jou te doop. Vra die Heilige Gees dooping. Die dooping met die Heilige Gees sal nooit teen die woord praat nie. Ander woorde, as jy gedoop word met die Heilige Gees, daai oomblik wanneer dit gebeur, gaan dit woord gefundeer wees. Gaan nie kom om 'n beestert en 'n klomp goeters te druk en nou is jy gedoop met die Heilige Gees. Dis hoekom maar 'n komitee is wat kom kyk wat in die kerk aan die gang is, omdat hierdie goeters regtig gebeur. Ek en jy moet die erns van die saak besef. Ons dien 'n God wat so incredible lief is vir ons. En die goed is joy. Dit moet uitborrel uit jou. Dis wat Jesus gesê, dit gaan uit jou binneste uitvloei. Dit gaan oorloop. Dit kan net oorloop as hierdie goed nie jou gebeur. Laat dit toe. Want hierdie gees gaan jy probeer weglei van die woord af. Hulle sê, daar's 'n naam en dit kom van, ek dink India af, met die yoga, goeders, Kundalini, yoga en so aan. Nou kom hulle en hulle sê, en ons word gejudge, geoordeel, dat wanneer ons onder die krag van die Heilige Gees kom, wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, wanneer ons in die taal begin praat, wanneer ons begin funksioneer, wanneer die Heilige Gees deur ons funksioneer en ons funksioneer soos wat hy wil hê ons moet funksioneer, dan word daar gesê, wow, hierdie ouens is so onder beheer van hierdie Kundalini gees. Weet jy, die wêreld gaan dit vir jou sê. Hulle gaan dit vir jou sê, want hulle ken nie die gees wat ek en jy ken nie. Hulle nog nie hom ontmoet nie.
Daarom gaan daar aanklagte wees. Daarom gaan daar goed gepraat word teen die kerk, waar die Heilige Gees toegelaat word om inspraak in mense se harte te gee, in hulle lewens. Of dit is deur die Korintiërs 12 gawes, 1 Korintiërs 12 gawes, 'n woord gee oor 'n toestand by iemand, 'n profetiese woord gee om iemand op te hef. Dis nie van 'n ander gees nie. Dis van ons Heilige Gees. As jy 'n pad loop met die Here en jy verklaar teenoor die wêreld dat jy 'n volgeling van Christus is, nie 'n Christen. Jy verklaar dat jy 'n volgeling van Christus is, dan loop jy volgens Bybelse beginsels. Dan laat jy die Heilige Gees volgens Bybelse beginsels toe om inspraak in jou lewe te hê. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Heilige Gees so lief vir ons. Want God die Vader is lief vir ons, Jesus is lief vir ons. Ek wil dit oorbeklemtoon vanmôre. Hierdie liefde van God af is nie die liefde eers wat vir ons onder mekaar het nie. Dis ver bo dit. As jy 'n lewe wil lei waar jy nie die Heilige Gees wil bedroef nie. Want soms gebeur dit. Nie moetswillig, en soms gebeur dit net dat ons hom bedroef. Maar as jy in die Heilige Gees wandel, jy toelaat dat hy jou lei, dan moet jy, en ek wil hê die volgende paar goedjies wat ek jou sê, gaan afsny daarmee. Ek wil hê jy moet vanmôre besef, as jy so in die Heilige Gees geloop, dan moet jy so naby aan hom wees, dat jy sy asemhaling op jou kan voel. That you can feel his breath on you. Dat jy hom hier kan voel hoe hy voel. As jy die wind van die Heilige Gees wil beweeg, dan moet jy so lig soos 'n veertjie wees. Kom ek sê vanmôre vir jou, as jy daai veertjie wil wees, dan moet jy sorg dat jy nie bagasie saam met jou dra nie. Want daai veertjie gaan nie in die wind van die Heilige Gees kan beweeg met 'n klomp bagasie nie. Dit trek hy veertjie af. Dit is 'n geestelike beginsel, want daar is vir my en jou ook. Raak ontslae van bagasie. Dat die Heilige Gees jou help om ontslae te raak van bagasie. Jy weet vanmôre wat die bagasie is wat jy saamdra. Vloeke teen jou, verwerping, jaloesie, kwaadheid, angs, is die bagasie. Hoe dit ook al gebeur het, dat jy by hierdie goed uitgekom het, is wat jy na die Here toe moet bring. Ons gaan nou saam met mekaar bid ook daaroor, dat die Heilige Gees vir ons wys, wat is die wortel van ons bagasie, want vanmôre is 'n kans wat hy vir ons gee, om ontslae te raak van die bagasie, wat ons terughou, om nie saam met hom in die wind te kan beweeg nie. In sy wind, in die vuur van die Heilige Gees, want die Here het vir ons kom wys, hy maak nuwe vuur in hierdie gemeente. Hy kom maak nuwe vuur in hierdie gemeente. En ek glo met my hele hart dat elkeen van ons wil deel wees daarvan. So beweeg so lig soos 'n veertjie. En so naby aan die Heilige Gees, dat jy sy asemhaling hoor. Dat jy sy asemhaling kan voel. Dis hoe God in die tyd van Eden met Adam en Eva gewandel. Die Heilige Gees gee ons die kans om terug te kom daarna. Vat dit vanmôre vir jou. Staan vas op die woord van God. Laat toe dat die Heilige Gees
homself kom openbaar, dat hy vir Jesus openbaar, dat hy die Vader openbaar in jou lewe. Nie 'n prentjie wat geteken is nie, maar die waarheid wat deur die Heilige Gees vasgemaak word in jou hart. Dit is waar hy met jou wil wees. Jou hart en sy hart. Ek wil hê met net stil raak daar in die is. Laat net toe dat die Heilige Gees nou met jou werk. Die linkspank om vorentoe kom. Here, ons sal net so stil raak voor U. Heilige Gees, dis heilige woord. Ons is op heilige grond volg. Here, kom maak harte los van bindinge in die verlede. Goed wat in kinderdae gebeur het, goed wat in huwelike gebeur het, goed wat in vriendskappe gebeur het, die seer kry in situasies, Heilige Gees, stort net die krag uit oor dit. Jesus, ons erken U vanoggend as ons geneesheer, as die een wat ons emosies kom aanraak, die een wat ons gedagtes kom aanraak, die een wat ons harte kom aanraak. Heilige Gees, wys net vir ons, wys vir ons daai oomblik, waar ons eintlik in Jesus se hande gestaan het, in die Vader se hart was, toe die goed met ons gebeur het. En ons kom nou, Vader, in die naam van Jesus, in die volle krag van die Heilige Gees, kom sny ons elke ding af, wat nie van U af is nie. Woorde wat uitgespreek is teen ons, wat nie van U af is nie. Here, selfs profetiese woord wat oor ons uitgespreek is, wat nie van U af was nie, ontbreek ons nou in die naam van Jesus. Ons verklaar, Here, dat ons in U lig lewe. Want Johannes sê, the light shines in the darkness, and the darkness is not overpowering. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die lig van Jesus is in jou lewe vanoggend. Die lig van Jesus skyn in elke hoekie. Daar waar jy die donkerte raak sien, kom die lig van Jesus nou in. En die Here bring genesing. Die Here bring sy vrede. Hy kom spoel sy vrede oor ons. Heilige Gees, ons laat U net toe om nou met ons te werk, soos wat U wil. Kom transformeer ons, kom verander ons, bring ons terug na Jesus toe, bring ons terug na die Vader toe. Ons bely vanmôre dat ons nie sonder U kan wees nie. Ons bely vanmôre, Here, dat ons so afhanklik is van U. Here, dankie. Jy sien weer vanuit wat hoes nie. Dankie, Here, vir genees. Nou op die oomblik. Ons eer U en ons loof U. Here, ons wil net so in hierdie aanbidding bly. Here, ons wil net so in hierdie aanbidding bly. Here, as daar iets is wat ons moet repent voor U vanmôre na toe ons nou dit wat jy nou vir die Here gee, dat hy dit net skoon maak. Here, ons vra net maak ons skoon, ons hart is skoon, want U is ons God, U is ons Here. Dankie, Jesus. Amen.